Is dit 'n ongelooflike tyd wat ons tot dusver saam het nie, net in die Here se teenwoordigheid en dat ons iets soos hierdie kan vier, gelowiges wat hulle verhouding met die Here verklaar. Ek wil gou 'n paar triekvrae vra en ek wil gou by jou hoor, jy kan sommer so uit die gehoor uitskree, Bybel of nie Bybel nie. Paar aan, is die vraag liefie, maar baie dankie. Sien my vrou, sy is gereed, sy ondersteun my in elke opsig. Kom hierdie uit die Bybel of nie uit die Bybel uit nie? Die volgende, die appel val nie ver van die boom nie. Nie Bybel nie. Kan ons weer hoor? Nie Bybel nie. Wat van hierdie ene? God will never give you more than you can handle. Bybel of nie Bybel? Ek sal wel weet wat dit staan. Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering. Kyk, die laaste stelling kom uit Star Wars Episode 1. Die een voor dit is 'n popular saying, dis 'n quote, dit staan nêrens in die Bybel nie. God will never give you more than you can handle. En die appel val nie ver van die boom af nie, is vir die wat lank genoeg al leef, was een van die gesprekke met Nikki destyds op RSG, dat iemand gesê het, wat soos die Bybel sê, die appel val nie ver van die boom af nie. Dit is sommer net so 'n bietjie tong in die kies, as jy miskien afgekom het op 'n skrif wat een van hierdie goed sê, kom vertel my asseblief na die tyd, ek gaan hom nou nie in my Bybel insluit nie, maar dit sal in elk geval interessant wees om te hoor. Het jy al oor die Bybel gelees? En dan dink jy, ja, ek verstaan nie wat ek hier lees nie. Enige iemand. Het jy al oor die Bybel gelees en dan sê jy, maar ek kry nie eintlik iets daaruit wanneer ek dit lees nie. Jy sien, ek en jy kan die Bybel lees. Ons kan dit goed ken. Ons kan dit oor en oor lees, maar ons kan eintlik die punt van die Bybel mis. En daarom is die baie belangrike vraag vanoggend nie, lees jy jou Bybel nie? Die vraag is, hoe lees jy jou Bybel? En daar's 'n sekere manier om hom te lees. Ons trek in die laaste week van ons reeks Rhythms of Grace, en dit gaan eintlik oor geestelike dissiplines, oor geestelike gewoontes, oefeninge in ons lewens, en ons praat spesifiek oor die Bybel, oor die skrif, en jy kan op YouTube gaan kyk om die vorige weke te gaan opvang, maar ons praat daaroor in die eerste plek, dat God praat. Ons het 'n God wat praat. Hierdie God is nie stil nie, hy praat met sy skepping. En dan het ons ook al gesien in hierdie reeks, dat wanneer dit kom by ons verhouding met die Here, dan gaan dit nie in die eerste plek, ook wanneer ons Bybel lees, oor 'n klomp inligting nie, dit gaan oor 'n ontmoeting met 'n persoon. So vandag praat ons 'n bietjie hieroor, hoe lees ek die Bybel op so 'n manier, soos wat dit bedoel is om te lees. Hoe lees ek die Bybel soos die Here bedoel het, ek moet dit lees? En ons gaan sommer dadelik met die deur in die huis val, want die Bybel gaan oor 'n persoon. Die Bybel is nie net 'n boek nie. Die Bybel is nie net 'n klomp reëls en 'n klomp stories en 'n klomp kennis wat ons kan opdoen nie. Nee, die Bybel is God se selfopenbaring. Laat dit net gou 'n bietjie insink. Die Bybel is God se selfopenbaring. Hy openbaar homself, hy wys homself, hy toon homself aan ons in die Bybel, en die hoogtepunt van hierdie openbaring is Jesus Christus, die Seun van God. Dis van hom wat ons net nou gesing het. Hy is die middelpunt. Dis sy naam wat ons spreek oor ons omstandighede. Dis hy wat ons redder is. Dis aan hom wat ons harte behoort. Jesus is die klimaks, die hoogtepunt van dit wat die Here wil doen. Op 'n kol praat Jesus met fariseërs en skrifgeleerdes, en hy praat met hulle juis oor hierdie ding, want jy weet, die fariseërs was lief daarvoor om die Bybel van daardie tyd, die wet, te vat, en dit uitmekaar te trek, en dit te bestudeer, en dan allerlei reëls en ekstra reëls en regulasies neer te skryf, en vir die mense te sê, hierdie goed moet julle doen. Kom hierdie goed na. Soveel so dat hulle self daar beroem het, dat hulle alles in die wet ken, en dat hulle alles in die wet doen. Om die waarheid te sê, hulle het dit selfs op hulle voorkoppe gedra, en op hulle arms gedra, en oral, selfs met die klere wat hulle gedra het hulle gesê, ons kom alles in hierdie wet na. En Jesus praat met hulle. Eintlik 'n baie kommerwekkende gesprek wat hy met hulle het. Johannes 5, vers 39, sê Jesus, julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vinde is. En dit is juis hulle wat oor my getuig. Wat sê Jesus? Sê hy dat die woord en die wet en dit wat God geopenbaar het, dat dit sleg is? Nee, glad nie.
Maar hy sê vir hierdie ouens, julle is so besig om hare te kloof en reëls en regulasies te maak, dat julle heeltemal mis oor wie dit gaan, en daarom is dit 'n groot fout en maak dit ons geestelik armer wanneer ek en jy die Bybel lees en ons vra nie die heeltyd, Jesus, hoe maak u uself sigbaar in die woord? Jy sê, jy kan die skrif ken, maar jy kan Jesus heeltemal mis. Wat bedoel ek? Wel, van Genesis tot Openbaring is God besig om homself aan ons te wys, aan ons te openbaar. En soos ek gesê het, Jesus Christus is die hoogtepunt daarvan. So in die Ou Testament en reg deur die Ou Testament lees jy sekere goed raak, maar op die ou end in die Nuwe Testament, in die evangelies, bereik dit 'n hoogtepunt met die geboorte en die koms van Jesus Christus. Ons kan dit miskien vergelyk met iets soos hierdie, iets alledaags, waar daar amper 'n skaduwee van iets is wat wys na iets anders. Enige iemand hier wat hou van 'n Weber braaier, kom ons doen so 'n bietjie gratis advertensie. Ek is 'n fan van 'n Weber, 'n skottelbraai, jy weet mos, nê? Nou, voor die Weber se koms moes sy voorstanders vir hom instaan. Nee, al die ander make skottelbraaiers. En voor die Weber gekom het ons gedink, hierdie ouetjie nê, hierdie braaiers is die laaste, die finale, die beste woord wat daar is oor skottelbraaiers. Hulle lyk soos wat 'n Weber lyk, en dit lyk of hulle dieselfde kwaliteit het, en van hulle is baie duursaam, maar dis eers toe die ware Jakob op die toneel verskyn, dat ons besef het, dis eintlik hoe ons moet braai. Enige iemand wat hou van braai, kan ek net sien, is dit net ek? Dankie tog. So hierdie ander braaiers het gelyk na die regte ding, maar dis eers toe die Weber op die toneel verskyn, dat ek en jy besef het, dit was nog altyd die plan vir braaiers gewees. Die glorieryke Weber. Maar ons moes eers op sy voorgangers braai. Ons moes eers leer ken hoe werk 'n skottelbraaier. Ons moes eers sien wat die mindere produk is, om te kan besef dat daar 'n meerdere produk is. En daarom as jy 'n Weber het, as jy 'n gelukkige mens en jy kan lekker braai, en jy moet ten minste 1 keer 'n week braai, dis baie belangrik. Maar as ons na die Bybel toe gaan en ons wil hierdie vergelyking trek na ons onderwerp vir vandag, dan kan ek en jy die Ou Testament lees. Wanneer ons die Ou Testament lees en ons sien die verhale en ons sien die persone in van die geskiedenisboeke en hoe die Here met Israel werk, en ons sien die psalms en ons sien van die mooiste goed wat daar gebeur, dan kan ons dink, dis die ultimate. Ons kan dink, dis amazing, dis die laaste woord daaroor. En ek wil net dit sê, as jy nog nie die diepte en die pragt en die wonder van die Ou Testament ontdek het nie, dan is jy geestelik armer daaraan toe. En dit mag dalk juist die rede wees, as jy vanoggend hier sit en jy sê, ja, as ek die Bybel lees, verstaan ek nie. Maak nie vir my sin nie. Want ek lees hier in die Nuwe Testament goeders van 'n tempel en 'n tabernakel, en ek lees goed van Abraham, Isak en Jakob en Dawid, en dan dink ek, maar wie is hierdie mense? En dan wil ek vir jou sê, gaan Ou Testament toe, en gaan lees dit, want dan gaan jy die volle prentjie daarvan sien. Ou Testament is vol wonderlike karakters, wat die ongelooflikste goed doen, van die rigters, soos Samson en Deborah, en van die stories van Dawid, en dit wat hy en sy kragtige manne gedoen het. Die mooiste stories word daarin vervat, maar al hierdie stories is eintlik maar net iets wat wys na die vervulling daarvan in Jesus Christus. Daar's 'n goue draad wat deur die hele Bybel loop. En jy sien, as ek en jy in Christus is, as ons weergebore is, as ons die evangelie gehoor het, en ons glo dit, dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, dat hy ons Here wil wees, dat ons hele lewe aan hom oorgee, dan lees ons ook die Ou Testament anders. Dis soos die regte braaier wat tevoorskyn kom, en skielik weet jy net, dis die regte braaier. Wanneer ons in so 'n verhouding met Jesus leef, dan kyk ons na Adam, en ons dink nie daaraan dat ons in hom verlore is, weens sy ongehoorsaamheid, en nou is ek maar in die geslagslyn van Adam, en ag, ek is maar 'n sondaar nie. Nee, ek ontdek dat Adam eintlik wys na Jesus Christus, die ultimate, die beter een. Ek is nie meer verlore in Adam nie, maar God het my
gevind. Hy het my kom haal en my in Jesus Christus, die tweede Adam, gesit. Wanneer ek 'n verhouding met Jesus Christus uitleef, dan kyk ek na iemand soos Abraham, die vader van baie, nee, God sê vir hom, kyk die seesand, kyk die sterre in die hemel, so groot sal jou nageslag wees, en hy word die vader van nasies, en baie, maar ons kyk na Jesus Christus, en hy word die een wat die nasies na die Vader bring, en ons versoen met die Vader. Ons kyk na iemand soos Moses, hy wat die volk uit Egipte lei, uit slawerny, en met hulle na die beloofde land toe lei, maar weens sy gebrokenheid, kan hy nie die beloofde land ingaan nie. Hy sterf op 'n berg, voor hy kan ingaan. Hy wys na Jesus Christus, die een wat ons uit ons slawerny en uit ons dood uit bevry, en wat ons lei tot in die beloofde land, soos wat Joshua die volk in die beloofde land ingelei het. Jesus lei ons na homself toe. Wat van Dawid? Ons kyk na koning Dawid. Hoeveel mense noem nie hulle kinders Dawid nie, want dit is so 'n pragtige naam, met so ryke betekenis. Maar selfs Dawid was 'n feilbare man. Hy was 'n man van God, maar hy wys na Jesus Christus, die seun van God, die geliefde van God, wat ons ook die Vader se geliefde seuns en dogters maak. Jy sien, Jesus is die ware en die beter. Hy is die vervulling van alles. Kan ek net 'n amen kry? Stem jy saam? Hoe ongelooflik is dit nie, dat Jesus homself in die woord aan ons openbaar, sodat ons kan sien wat die rede is vir hierdie boek. So as jy jou Bybel lees net vir kennis, jy wil meer weet, jy wil die Bybel lees net vir antwoorde, jy wil die Bybel lees net vir wysheid in omstandighede, dan gaan jy baie gefrustreerd raak, want jy sien, dis nie hoekom die Bybel in die eerste plek vir jou gegee is nie. Die Bybel is vir jou gegee, sodat jy die persoon van Jesus Christus kan ontdek. As die Bybel oor 'n persoon gaan, dan maak dit seker sin dat hoe jy lees, alles bepaal, nie waar nie? Hoe ek Bybel lees, dit bepaal alles in my lewe. So die manier hoe ek lees bepaal wat ek sien, die bril of die lens waardeur ek kyk, gaan bepaal of ek Jesus raak sien en of ek hom mis. Ek wil 'n bietjie met jou gesels oor 5 maniere hoe ek en jy die Bybel kan lees, net vlugtig, net 5 maniere hoe ek en jy die Bybel kan lees, 'n lens waardeur ons die Bybel kan lees, 'n gesindheid, 'n ingesteldheid, 'n agenda waarmee ek na die Bybel toe kan kom, wat gaan maak dat ek Jesus mis, wat gaan maak dat ek nie noodwendig met hom 'n ontmoeting het nie. Party van hierdie goed is nie op sigself net verkeerd nie, maar as ek op hierdie manier Bybel toe kom, dan gaan ek dit mis, en dan gaan ons laastens praat, maar hoe lees ek die Bybel dat ek Jesus ontmoet? Die eerste manier wat ons sou kon noem, as ek die Bybel soos 'n ensiklopedie lees. Nee, jy kry mense wat sê ek moet net kennis kry. Onthou jy die dae voor die internet? Google, ChatGPT, ek hoor nou eendag sê iemand op die radio, ChatGPI. Doch jy, is dit nou 'n wille AI wat in jou GTI ingebou is, of wat is dit nou? Onthou die dae voordat jy op die internet gou kon gaan en iets gaan soek. Onthou jy die Britannica Encyclopedia? En wat was daar aan die kennis? Nee, kennis. So jy stap aan na die boekrak toe, as jou gesin welgestel genoeg is, dan het jy 'n hele klomp daarvan. Anders het jy na die stadsbiblioteek toe gegaan, en jy haal hom uit en jy gaan kyk, maar hoe dit, en hoe dat, en waar vandaan, en waar kry jy hierdie plantjies, en hoe werk daai ding, en hoe sit 'n akedus teen 'n muur vas, en hoe seil 'n slang? Al die goed gaan kry jy in daai boekies. En partymal kan ons die Bybel ook so lees. Ons kan sê, maar ek soek inligting. En die feit wat ons kan maak is, ons kan sê, maar die Bybel is eintlik 'n geskiedenisboek, en die Bybel is 'n boek oor plante, en is 'n boek oor mense, en ja, al daai goed bestaan in die Bybel, maar dis nie primêr die doel van die Bybel. Dis nie 'n ensiklopedie nie. Daarvoor het die Here baie mense baie slim gemaak met die begeerte om goed bekend te maak, en jy kan al daai vakgebiede gaan lees, maar as ek die Bybel as 'n ensiklopedie gaan lees, gaan ek gefrustreerd wees. Die Bybel is God se openbaring aan jou van homself. Tweede fout wat ons kan maak, ons kan dit soos 'n geheime kode lees. Kan ek gou 'n flou grappie vertel? Jy ken dit, want dit kom al van die 80s af dinge. Koos van der Merwe is saam met 'n klomp ouens in die tronk gegooi, want hulle het vir die staatsintelligensie of iets gewerk, en later is net hy oor, hulle het al die ander ouens al doodgemaak, want hulle soek die kode.
Hulle soek die geheime kode van 'n file wat hulle wil kry, en al die ander ouens het nie gepraat nie, hulle is morsdood. En ou arme Koos is al 3 weke in die tronk, die man eet niks nie, hy kry niks te drink nie, hy drink maar so as dit reën, dan daar van die geet wat buite is, dan maak hy maar vir 'n voortjie, hy kry net nie, en hier na 3 weke kom die ouens weer by hom, en hulle sê, waar is die kode? En hulle slaan die arme man, en toe hulle so weggaan, toe gaan hy so teen die tralies, en hy sê, wat is die kode nou weer? Dis die flou grap, Koos van der Merwe kan nie onthou nie. Baie dankie vir jou ondersteuning, en dat jy lag vir my, is ten bate van die flou grap fonds van Bloemfontein. Jy sal hom net nou van, gaan kyk weer die stream. Die Bybel is nie 'n geheime kode nie. Vir 'n baie lang tyd nou al, is daar mense wat na die Bybel kyk, en dan sê hulle maar presies hierdie ding is eintlik 'n geheime kode vir iets, en daar's net 'n sekere klompie mense wat dit kan weet. Of mense kyk na die Bybel en hulle sê, ek voorspel die wederkoms op daai datum. Nee, ons het al 'n paar van daai gehad. En ons moet net lief wees vir hulle. Dis al. Maar die Bybel is nie geheime kode nie. Die geheimenis van al die eeue is Jesus Christus. En Paulus sê, God het hom bekend gemaak. Vir al die eeue het die mense koppe gekrap en gewonder, wanneer kom die Messias? En die Fariseërs en die skrifgeleerdes mis dit, want hulle maak te veel van die boek en nie van die persoon oor wie die boek gaan nie. Die Bybel is nie geheime kode nie. Die Bybel is God se storie aan ons en die openbaring van homself en sy seun en hoe ons versoen kan word met hom en hoe ons seuns en dogters kan word. Die Bybel verduidelik vir ons 2 paaie, die een lei na die ewige lewe en die ander na die ewige dood. Die een van die ewige lewe is Jesus Christus. Dis die Bybel. Ons kan ook die fout maak en dit as 'n reëlboek lees, reg of verkeerd. Nou, moet my nie verkeerd verstaan nie. In die Bybel word vir ons verduidelik wat reg en verkeerd is, maar dit gaan oor veel meer as net reg of verkeerd. Dit gaan oor goed en kwaad. En dis die probleem wat Jesus het met die Fariseërs, want hulle is so besig om reëls en goed neer te lê, dat hulle die lewe uit God se wet uitsuig. Daar's niks fout met God se wet nie, dis wonderlik en volmaak, maar daar's vervulling daarvan in Christus. Julle sal die storie onthou waar Jesus en sy disippels op die Sabbatdag deur 'n koringland stap en hulle is honger. En dan pluk hulle van die are en dan kom hierdie klomp ouens en hulle het groot moeilikheid daarmee, want hulle sê, jy mag op die Sabbat werk nie. Hoor jy reg en verkeerd? Hoe is dit in jou lewe? Is dit net reg en verkeerd? Of is dit goed en kwaad? Is dit Here, U het vir ons die Sabbat gemaak? Jesus sê, die mens is nie vir die Sabbat gemaak, die Sabbat is vir die mens gemaak. Sien jy Jesus in die Bybel sodat jy ook sy hart kan raak sien? Ek noem nie reg verkeerd en verkeerd reg nie, hoor my mooi. Maar dit is nie 'n reëlboek waar ons sê ek kom al die reëls na nie. Dis ook nie 'n selfhulpboek nie. It's not a self-help boek. Nee, ek wil beter wees. Ek wil die beste besigheidsman wees. Ek wil die beste man, die beste vrou, die beste ouer wees. Ek wil die held wees. So ek kyk na Dawid en Dawid word my held en ek begin my hele lewe skoei op Dawid. Ek wil 'n Dawid wees en ek skryf dit op my kar se bumper en ek laat dit op my hand tatoeëer, Dawid, ek is Dawid, maar my naam is eintlik Pietie. Of Sunny. Dit gaan nie daaroor dat ek 'n held soek in die Bybel of dat ek die held wil probeer wees nie, want Jesus Christus is die held. Laastens kan ek die Bybel lees as kompetisie, as 'n puntestelsel. Here, ek wil eerste staan. Ek wil die geestelikste een wees in die kerk. Here, ek wil goeders doen om U te beïndruk. En omdat ek U wil beïndruk, wil ek mense beïndruk en dan begin ek people pleasing doen, want ek wil eerste staan en die Bybel is ook nie daarvoor dat ek sê ek lees nou iets en nou het ek dit bemeester nie. Nee, 'n goeie voorbeeld daarvan is miskien die vrug van die Gees, Galasiërs 5. Party mense sal sê ek wil die vrugte van die Gees hê. Ek het nou 6 van hulle al. Dit gaan goed met my. Ek het 6, I've got them down, is op my belt. Ek het hulle. 'n Ryk jong man kom by Jesus, hy sê, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerf? Jesus sê, wel, jy weet wat die woord sê, jy moet die Here jou goed lief hê met alles in jou, en jou naaste soos jouself, jy moet dit nakom. Hy sê, Here, ek doen hierdie goed van kleins af, I've got it down. Ek staan eerste, ek het die beker, ek het die medalje, ek het die t-shirt en die video. Ek het alles. Sê Jesus, maar daar's een ding wat jy kort. Jou besittings besit jou. Gee dit prys en volg my. Laat ek alles word in jou lewe. En sê daai man het droewig van Jesus al weggestap. Hy kon nie dit doen nie. So die Bybel is nie iets waarna kyk en ek sê ek kom hierdie goed na.
En nou is daar hierdie beloning omdat ek dit nakom nie. Nee, uit my verhouding met die Here, deur die werking van die Gees in my lewe, lyk ek al hoe meer soos Jesus in alles wat ek doen. Maar is nie 'n kompetisie nie. Het jy nog gekyk? Hoe lees ek die Bybel dan nou reg? Wat moet ek doen om die Bybel reg te lees? Wel, ek het dit al gesê en ek sê dit weer. Ek lees die Bybel want ek wil 'n ontmoeting met Jesus hê. Dit is nie geskrewe woord van God wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, wys ons na die lewende woord, Jesus Christus. En dis deur die persoon van die Heilige Gees wat die woord van God, die Bybel, in my hart ingeplant word, waar dit as te ware lewe kry en lewe gee. Johannes 16 sê Jesus, vers 12 tot 15. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dis ou vertaling. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat uit my aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Here wou dit so hê dat die Bybel, lank na hierdie woorde, tot stand sou kom. Die hele kanon, 66 boeke wat ons in ons Bybel het. En dieselfde beginsel geld. Dat hy sê die Heilige Gees sal kom en hy sal dit wat Jesus kom leer het, sal hy op ons harte kom druk. Hy sal ons kom herinner daaraan. Hy sal ons daardeur leiding gee. Dit is hoe ek en jy 'n ontmoeting het met Jesus Christus. Is om te sê, wanneer ek die woord lees, Heilige Gees, sal U wat die woord geïnspireer het, kom in hierdie woorde in my lewe, kom waarmaak, kom toepas, sal U my konfronteer, sal U my bemoedig, sal U kom doen wat hierdie woord in my lewe moet doen. 2 Korintiërs 4 vers 6, die boodskap stel dit so, God het heel aan die begin gesê, laat daar lig wees, laat die donker verdwyn. Dieselfde God wat dit gesê het, het ook op 'n dag my lewe nuut gemaak. Hy het met sy helder lig in my donker lewe kom skyn, toe het ek vir die eerste maal besef hoe groot en vol heerlikheid hy is. Dit het natuurlik gebeur toe ek van aangesig tot aangesig met Jesus Christus te staan gekom het. Dis Paulus wat hier skryf, hoe het hy Jesus ontmoet? In 'n visioen, toe hy op pad was Damaskus toe en hy val van sy perd af en Jesus sê vir hom, Saulus, Saulus, waarmee is jy besig? Wat doen jy? Dis vir my wat jy vervolg. En in daai oomblik ontmoet Paulus Jesus Christus. Dis dieselfde wat gebeur wanneer ek en jy die woord lees, deur die inspirasie en die leiding en die krag van die Heilige Gees. Ons ontmoet Jesus Christus op die blaaie van die Bybel. Amen. Johannes 17 vers 2 en 3, Nuwe Lewende Vertaling sê, Jesus praat uit sy hoëpriesterlike gebed, noem ons dit, met die Vader, en hy sê, U het aan die Seun volmag gegee oor die hele mensdom, om aan almal wat U aan hom gegee het, die ewige lewe te gee, en die inhoud van die ewige lewe is dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Jy sien, wanneer ek en jy Bybel lees, dan lees ons dit nie vir die inligting daarin, in die eerste plek nie. Nou, ons wil ook die inligting hê, daar is niks fout daarmee nie, maar nie in die eerste plek nie, ons lees dit vir 'n ontmoeting met Jesus Christus. Het jy al gehoor, mense sê dat die Bybel God se liefdesbrief aan jou is? Het jy dit al gehoor? Dis God wat kom en hy kom vertel die storie van God en die mens. Hy kom vertel van Genesis tot Openbaring, hoe dat hy eintlik nog altyd seuns en dogters vir homself wou hê, wat in 'n liefdesverhouding met hom sal staan. En daar gebeur 'n klomp goed tussenin. Maar die kruks van die saak is 'n God wat kom sê, ek het my enigste seun gestuur, want ek is so lief vir die wêreld. Ek wil nie enige iemand met verlore gaan nie. Ons dink gou aan 'n alledaagse voorbeeld, 'n liefdesbrief. Vandat ons kindertjies klein was, het ons in ons huis op verjaarsdae nogal 'n groot ding daarvan gemaak. Ons doen dit nog steeds. So vroeg in die oggend, dan kom die gesin daarin, by die kamer, by die arme slagoffer, en sing vir hom of haar, en daar's 'n cupcake met 'n kersie op, en daar's geskenke, en ons wens geluk, en ons deel geskenkies uit, en dan is daar briefies.
Ouers, onthou jy daai, nie hoe groot is jou kinders nie, nê? Net so voor slaaptyd, dan sê, onthou mamma verjaar môre. En dan op 'n stadium sê hulle, ja, ek weet, ek het klaar my briefie geskryf. Maar ek onthou, toe ons kindertjies klein was, dan bring hulle vir my 'n briefie, ek dink nou maar aan ons dogter Helen, wat die oudste is, en dan bring sy vir my 'n briefie, en voordat sy kon skryf, het sy geteken, nee, sy het 'n prentjie geteken, wat sy mooi ingekleer het, en dan sou haar ma daarso skryf, liewe pappa, baie geluk, ek is lief vir pappa. En later kon sy self begin skryf. En sy kon self haar hart neersit op daai liefdesbrief. Maar ek het nie, as die briefie by my aankom, en sy leer nog in ons seun Christian, as hy vir my 'n briefie bring, en hy het nou uiteindelik leer skryf, en hy skryf op daai briefie, dan kyk ek so na die briefie, en ek sê vir hom, hoorie my seun, hoorie, pappa het eintlik 2 P's. Eintlik 3 as jy mooi dink. Verander dit net gou asseblief. Nee, ek sê nie vir hom, hoorie, ek sien jy het nou verjaarsdag hier met 'n F geskryf, maar is eintlik met 'n V, en is 'n baie algemene probleem, is 'n grammatikale verskynsel. Wil jy net gou jou kruit vat en net gou dit verander nie asseblief? Nee, ek doen nie dit nie. Dis met die kosbaarste ding, dat my kind vir my 'n briefie skryf, en sy hart op daai briefie neersit, en ek koester dit, en dit is my spesiaal, en ek hou al daai briefies, hulle is in my die mekaar bedkassie, spelfoute en al, want my kind het vir my 'n liefdesbrief geskryf. God het vir jou 'n foutlose, volmaakte, ewige liefdesbrief geskryf, wat hy aan jou gerig het. En daarom, wanneer ek die Bybel lees, kom ek nie krities na die Bybel nie. En ek kom nie net na die Bybel toe om te sê, wat kan ek leer nie, maar ek sê, Here, waar kan ek U ontmoet? Waar sien ek Jesus op die blaaie van die Bybel raak? Wat wil hy vir my sê? Hoe wil hy met my praat en in en deur my praat? Hoe wil hy my nader aan hom trek? Sy liefdesbrief is vir jou geskryf. En hoe tragies is dit nie? Sê nou maar net, my gesin bring vir my daai sakkie wat by 'n kettingwinkel gekoop is en sedertdien al vir 20 jaar gebruik word vir al die geskenke, en dan sit ons hom weer terug in die laai. Ek weet nie of jy dit ook doen nie. En sê nou, hulle bring nou daai sakkie by my aan, en ek het die kapkyk gesien, en ek het miskien die geskenke gesien, maar ek het nie die briefies gelees nie. Hoe tragies sou dit nie wees nie, né? My kinders my sê, pappa, wat het pappa van die briefie gedink? Briefie? Oeps. Ek lees die briefie, want meer as enigiets anders wat hulle vir my persent kan gee, wat dit ook al kos, is die briefie die kosbare deel. En ek wonder of die Here nie soms vir ons sê, en hy sê dit nie om jou skuldig te laat voel, of jou uit te haal nie, maar of hy nie ook sê, het jy my liefdesbrief gelees? Ek sien jy is in hierdie omstandighede, ek sien jy worstel met hierdie ding, ek sien jy het 'n antwoord nodig hiervoor, ek sien jy het troos nodig, het jy my liefdesbrief gelees? Of het jy op die Facebook en die YouTube gaan soek vir die antwoorde? Ek het vir jou 'n liefdesbrief geskryf. Ek wil vra dat die band vir ons vorentoe kom. En ek wil jou vanoggend hierdie baie ontnigterende vraag vra. Hoekom lees jy Bybel? Hoekom gaan jy na die Bybel toe? Wat dryf jou daartoe om die Bybel te lees? Jy sien, as ek en jy die Bybel lees, as ons die skrif lees, en ek en jy dink dat ons die middelpunt van alles is, dan maak ons 'n groot fout. Want Jesus is die middelpunt. Luister gou hierdie versie, Jesaja 66 vers 2. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, dit is die een wat ek raak sien, die een wat nederig is en berou het oor sy sonde, wat ontzag het vir my woord. Veral daai laaste deel, wat ontzag het vir my woord. Een Engelse vertaling sê, this is the one I esteem. Dis die een wat ek hoog ag. Is die een wat met nederigheid na my toe kom, die een wat sê, ek het nie al die wysheid nie. Die een wat sê, ja, ek bewe eintlik voor die Here se woord, en dit gaan nie oor 'n negatiewe, slegte vrees vir God, dat jy bang is, hy gaan jou bykom nie. Nee, dis 'n ontzag vir God se woord. Dat hy sê, as jy na my woord toe kom meld jy eintlik by my aan, om te luister na my woord. En dan word dit nie eintlik soveel 'n geval dat ek die woord lees nie, maar die woord lees my. Die Heilige Gees wat die woord inspireer en op my hart druk, kom en hy herinner my aan sekere goed. Hy kom wys my dalk, hoor jy, hier is 'n sonde in jou lewe, wat nie net die Here offend nie, maar is ook 'n sonde
wat jou gaan seermaak en wat ander gaan seermaak, jy het kom aanmeld deur te kom Bybel lees. Die Bybel lees jou nou. Jesus Christus, die lewende woord, lees jou en hy sê vir jou, pas op, verander. Bring die verandering aan. Dawid bid hierdie ongelooflike mooi gebed aan die einde van Psalm 139. Ek is mal oor hoe die message parafrase dit stel. Hy sê, investigate my life, O God. Find out everything about me. Cross-examine and test me. Get a clear picture of what I'm about. See for yourself whether I've done anything wrong. Then guide me on the road to eternal life. Hoor jy daai onderworpenheid en afhanklikheid? Here, ek kom by u woord. Deurgrond my, my God, ken my hart, toets my, ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is wat 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Jy sien, party mense gebruik die Bybel as 'n life jacket. Jette, ek versuip. Wat kan help? Wat kan help? O, die Bybel. Waar is hy? Waar is hy? O, hier is hy. Okay. Right, kom ek kyk gou-gou. Kom ek check gou of daar iets is oor wysheid, soos daar sê nee, hulle het al die bome afgekap nie. Dit kan nie daai ene wees nie. En sy het in die huis ingegaan en kos gemaak nie. Dit kan nie daai ene wees nie. Here, help my, ek het wysheid nodig. Antwoorde nodig. Het die boek dan nie antwoorde nie? Dit is nie noodwendig verkeerd om Bybel toe te gaan vir antwoorde nie. My sien 'n verse dag wat ek op my foon ontvang, gaan nie my siel voed nie. Gaan my nie volmaak nie. 'n Verse dag is maar soos daai burgertjies wat ons die ander kant koop. En laat ek net dit sê, 'n verse dag kom uit die Bybel uit, so ek wil dit nie skade aan doen nie, maar om net 'n verse dag buite konteks net gou-gou te lees is soos daai lekker burgertjie wat ek eet. Hy's yummies, maar hy beteken niks. Hy maak my eintlik vinniger dood as wat die plan was. God het nooit bedoel dat ek in 'n kits wêreld gou-gou 'n kits kossie kan eet uit die woord uit nie. Wat het die Here vir jou beplan? Luister gou hierna. Hoor gou wat sê Psalm 23, Psalm 1. Psalm 1 sê, welgeluksalig. Met ander woorde, so happy as wat jy kan wees. Eintlik beteken daai woord benydenswaardig. Mense gaan eintlik jaloers wees op jou. Welgeluksalig is die man of die vrou wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en die staan op die weg van die sondaar, en nie sit in die kring van die spotters nie. En dan sê hy, maar sy behae is in die wet van die Here. Hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dawid sê, wil jy 'n vervulde lewe lei? Wil jy 'n lewe lei wat lyk soos wat God dit wou gehad het? Ek praat nie van nou skielik doen jy nooit weer sonde nie, of skielik is jy nou 'n super Christen nie. Nee, God sê, wil jy wees soos 'n boom langs waterstrome? Dat selfs in die winter, dat jy vrug dra, dat jy blare het. Hy sê, so iemand vat God se liefdesbrief. En partymal as hy hierdie liefdesbrief lees, is daar moeilike dele. Daar's dele wat hy nie verstaan nie. Daar's tog dele wat hom kwaad maak. Daar's dele wat hom laat sê, ek wil nooit weer Bybel lees nie, want ek hou nie van wat hier staan nie, maar omdat hy besluit het dat hy die woord van die Here dag en nag sal oordink, gaan hy kort terug na hierdie woord toe. Sien, wanneer ek en jy die besluit neem dat ons God se woord gaan eet en drink en inneem, en soos wat Dawid in Psalm 119 sê, in ons harte bære, dan lyk my hele lewe anders as vroeër. Ek praat anders, ek lyk anders, ek kyk anders, ek reageer anders, ek leef anders, want hierdie woord van God, wat wys na die lewende woord Jesus Christus, het in my lewe wortel geskiet. 'n Paar jaar gelede het my vrou haar werk verloor, 'n verskriklike, slegte tyd in ons lewe. Dit was die grootste ramp wat ons nog ooit getref het.
Maar die eerste ding wat ons geweet het, is die Here is by ons. Die eerste ding waarmee hy ons gehelp het, die Heilige Gees, is soos wat ek en my vrou in die aande in die bed lê en huil en na die Here uitroep. Nie omdat ons dink ons gaan nou nie meer X, Y en Z hê nie, maar omdat die skok so groot was, is die Heilige Gees het gekom en hy het ons kom herinner aan skrif. Oor die afgelope 30 plus jaar lees ons die Bybel. En soms is ons lui en ons lees dit nie en ons is nie lus nie. En partykeer lees ons meer en ander kere lees ons minder. En partykeer is ons gehoorsaam en ander kere is ons ongehoorsaam. Maar omdat die woord in ons lewens leef, kon ons sê, ons weet die Here is by ons. Ons het gesê van die begin af, we want to suffer well. Ons wil so ly dat dit die Here sal seën, want ons ken God. Hy is nie die mooi weers God nie. En hy is nie die ramp God nie. Hy is die God wat in beheer is van alles. Hy het vir ons 'n liefdesbrief geskryf en soms wil hy met hierdie liefdesbrief ons net eenvoudig troos. En daarom, wanneer ek en jy die woord in ons het, dan het ons nie die antwoord, die oplossing, die kitsoplossing vir elke omstandigheid nie, maar ons weet wat ons moet doen. So wanneer ek benoud is oor iets, dan ken ek Psalm 46 wat sê, God is vir ons 'n hulp in benoudheid. In benoudhede is hy in hoë mate beproef. Ek weet die Bybel sê dit, so ek hoef nie die vals God van my verbeelding te volg. En toe sê, o ja nee, nou die Here my vergeet, dis klaar praat, alles is oor. Nee, ek ken die Bybel. In tye van verlies kan ek sê, al verlaat vader en moeder my, God sal my nooit verlaat nie. Wanneer ek aanval beleef, kan ek lees wat Paulus sê in Romeine 8, ons is meer as oorwinnaars in Christus. Wanneer my huwelik swaar trek en ek kry dit net nie reg om my vrou lief te hê nie, dan gaan lees ek Efesiërs 5 en ek sien Jesus Christus het homself vir die kerk gegee, sy lewe uitgegiet en God sê ek moet dieselfde doen en dan vra ek, Here, maar hoe doen ek dit want dit is so moeilik? En dan sê hy, kyk maar net na Jesus. Kyk maar net na hom. Put maar net jou krag by hom. My liefdesbrief het alles in wat jy nodig het om 'n goeie man te wees en 'n goeie pa te wees en wanneer jy droog maak te kan jammer sê en aan te gaan. Want wanneer ek verbrou, dan weet ek, die Bybel sê, as ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig om my te vergewe van al my ongeregtighede. I'm not stuck. Ek sit nie en dink, o, jette, die Here is kwaad vir my, ek moet in 'n hoekie gaan sit, want hy is mos iets van 'n kwaai ou met 'n stok of so iets, en as ek nie, staan ook nie in die Bybel nie. As die Bybel in my leef, as hierdie liefdesbrief in my hart leef, dan sal ek in goeie en in swaar tye die Here loof, want dit is wat die psalms my leer. Of dit goed gaan of nie goed gaan nie, ek prys die Here, want daar is krag in lofprysing, daar's krag in dankbaarheid, daar's krag in gebed. Kan ek 'n amen hoor op dit? Enige iemand wat saamstem? Met ander woorde, die Bybel is my padkaart. Was jy al ooit op reis en jy die GPS aangesit en dan skielik is jy in so 'n afgeleë gebied dat jy nie meer die GPS ontvang nie. Jy was jy al ooit op so 'n plek? O gats, wat gaan ek nou doen? En dan in die ou dae sou jy nog 'n padkaart by jou gehad het. As jy nie 'n padkaart het nie, het jy moeilikheid. Jy sien, die woord van God is die padkaart by my. Dat wanneer al die ander goed nie sin maak nie, wanneer dit voel alles is afgesny en ek het nie wysheid nie, dan gaan ek na die Here se woord toe en geïnspireer deur sy Heilige Gees openbaar Jesus aan my dit wat ek moet weet. Dis my padkaart, my anker, my kompas. En ek vra, Here, wat wil U hierdeur in my lewe doen? Kan ek jou vra om op te staan asseblief? Ons is in die laaste week van hierdie reeks. Ons maak nou klaar met hom. En ek wil herhaal wat Abel verlede week gesê het. Hy het gesê, sy werk en my werk is nie dat jy vandag hier weggaan en sê, "Sjoe, ek het my nou dik geëet. Ek is versadig. My dors is heeltemal geles. Ja, dis wonderlik nie." Nee, ons groot rol is eintlik dat jy hier sal uitstap en honger sal wees vir meer van Jesus. En dors sal wees vir meer van hom. En vandag in hierdie reeks gaan nie oor skuldgevoel nie. Dit gaan nie daaroor om vir jou te sê, wees 'n beter Christen nie. Gaan nie daaroor om te sê, hy het jy al deur die Bybel gelees, jy weet, kom aan. Dis glad nie dit nie. Dis dat jy die Here se liefdesbrief aan jou sal ontdek. En dat jy die Bybel sal lees soos wat die Here wil hê jy moet lees. Want daaruit sal God verheerlik word en sal jy groei en sal jy ander mense seën.
Wil jy nie daar waar jy staan, net gou jou oë toemaak? Ons is op soveel verskillende plekke hier vanoggend. Party van ons sê, ek wil nie die Bybel lees nie, ek wil veral nie die ou vertaling lees, of die Ou Testament lees nie. Want mense word dit in my kop indrol, en het my eintlik bang gemaak daarmee. Dis wat die Fariseërs gedoen het, en Jesus kom sê, nee, ek is in daai skrif, dit wys na my. Miskien staan jy vanoggend hier, sê ek lees nie eintlik nie. Ek dink die Here wil met soveel sagtheid en met liefde en genade, maar met groot erns, miskien vir party mense vanoggend die volgende sê, vat dit as dit vir jou is, gooi dit weg as dit nie is nie asseblief. Maar oorweeg dalk net dat die Heilige Gees vanoggend vir jou sê, weet jy wat? As jy nie lees nie, mag jy dalk net by 'n kraans afry, want partykeer is daar 'n waarskuwingsteken langs die pad wat sê pas op, skerp draai. Pas op, vallende klippe. Pas op, wild wat oor die pad hardloop en dan ry jy stadiger. Psalm 19 sê Dawid, u woord waarsku my. Die woord is 'n veiligheid vir my. Miskien moet jy vanoggend sê, Here, ek wil u ontmoet in die Bybel. Ek wil wanneer ek die Bybel lees, wil ek Jesus Christus sien. Ek wil die lewe ervaar van die evangelie. Dis 'n oomblik tussen jou en die Here. En ek wil net 'n gebed fasiliteer en net saam met jou bid. Dalk wil jy vanoggend die Here net prys vir die woord. Prys vir die krag wat dit in jou lewe is. Prys vir die vryheid wat dit in jou lewe gebring het. Maar miskien wil jy sê vanoggend, Here, ek wil groei in my lees van die Bybel. Dankie dat u so genadig en geduldig is, dat u my sal help daarmee. Dankie Here dat u vanoggend ons harte raak sien. Here, maar u woord verkondig die lewe Jesus Christus en mag ons vanoggend u toelaat, Heilige Gees, om elke struikelblok uit die pad uit te haal. Wat dit ook al is. En om u toe te laat om die wonderlike woord, die Bybel, in ons lewe te kom vestig as 'n geestelike gewoonte, 'n rhythm of grace, iets wat ons gereeld doen, sodat ons kan groei in ons verhouding met u. Ons dankie dat u dit sal doen, in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek wil jou herinner aan hierdie blaadjie, wat ons by die inligtingstoonbank beskikbaar het, en dit is 'n gids, wat jou kan help, om Bybel te lees. Baie eenvoudig, dit het die evangelies daar, jy kan gaan afmerk, en dis nie 'n kompetisie nie, jy hoef niemand te beïndruk nie, jy kan 'n maand dieselfde vers lees, dit maak nie saak nie, maar hierdie prentjie verduidelik vir jou baie mooi, hoe jy kan stil wees, en lees, en 'n ontmoeting met die Here kan hê, hoe jy dit kan toepas in jou lewe, hoe jy jouself kan wy aan die Here. En miskien sê jy vanoggend, ek het daai eerste tree nodig om die Bybel te begin lees. Wil jy nie vir jou so 'n blaadjie kry en daarmee begin nie? Kom ons eindig deur die Here saam te loof en te prys.